Yesterday, in Cape Town Council meeting, the Israeli origin Jack Miller, he said, Koza and colored people are immigrants in Western Cape. And he is demanding removal of Koza and colored people from Western Cape. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending weer eens. U het nou vinnige uittreksel gekyk en ons gaan nou daaroor gesels, maar ek wil graag 3 belangrike punte, baie belangrike punte moet u bespreek. 2 van die 3 is die bewys van die traject van projeksies wat ons in die onlangse verlede gemaak het. Ons praat van 3 weke, 4 weke gelede. En ek wil graag vir u wys op die ontwikkeling op dit wat ons geprojekteer het. Gesê het, ons projekteer proxymagte, ons projekteer dat die Weste, by name die FSA en Brittanje, gaan proxymagte in die westelike dele van die land gebruik en aanwend, en dat jou Oosblok meer proxymagte in die oostelike dele van die land sal aanwend. Nou daaroor het ek al in vele video's oor gesels, veral dan 4 weke gelede, met die video se opskrif wat sê oorlog in Suid-Afrika beplan en in plek. Was onder andere een van hulle waar ek melding maak van hierdie proxymag oprigting in die Wes-Kaap en dan natuurlik die proxymag in die res van die land. En alles wat daarmee saamgaan, u kan maar daardie video's gerus gaan kyk. En dan wil ek net graag hoe hierdie video wat nou gespeel het, presies daarbey aansluit. Presies dit bevestig dat die projeksie en die verwagting begin nou kleur kry, né? Dis nou soos 'n oningekleurde skets wat ek vir u gegee het, en hier kom die kleurkruit en nou begin hy inkleur en nou begin die kleur uitkom en dit raak baie duideliker en makliker om te sien, al die detail. En hier's 'n bietjie detail dan nou ook, en dan ook rondom Malema, wat ons ook 'n video gemaak het 3 weke gelede met die opskrif van sluipmoord 'n opsie. Dis die opskrif van die video, en dan gaan ek 'n stukkie video nou vir u speel ook, wanneer ons oor die tweede, noem dit maar bewys van projeksie en rigting van gebeure, dan net met u deel. En in die derde een gaan net 'n stukkie belangrike advies wees, vir die tye wat kom. Baie belangrik. So kom ons kom terug na die video wat u nou gekyk het. So met ander woorde, na berigte, was daar 'n raadsvergadering in Kaapstad, waar 'n ene, ek sê volgens berigte, u die video self gekyk, Jack Miller met 'n I, dis gewoonlik Engelse afkoms of elders, dis nie soos my van wat met die umlaut, die 2 kolletjies op die U, is van Duitse afkoms. Maar hoe dit ook al sê, volgens berigte, het Jack Miller dan die uitlating gemaak, dat hy het demand, Jack Miller het basies demand, the removal of Koza and colored people from the Western Cape. Nou dis 'n geweldige uitlating om te maak deur 'n persoon in 'n raadsvergadering. En dit sluit mos nou kykers en luisteraars presies aan by die proxymagte. Want wie in die Wes-Kaap sal die Oosblok gebruik? Wie sal China gebruik, argumentsonthaalwe? In die Wes-Kaap as 'n proxymag om die Wes-Kaap gedeelte van Suid-Afrika, waarop die FSA en Brittanje sal konsentreer as 'n wegspringpunt, wat ek nou al vermeld het in die vorige video's. Watter magte sal hulle gebruik? Niemand anderster as die Kozas, verseker sal hulle gebruik. En ek wil vir u sê, en ek gaan dit vinnig sê, en ek wil dit amper tong in die kies sê, maar ek wil vir u sê, dat hierdie magte is al tot 'n groot mate opgerig en gereed. Dis al wat ek daaroor gaan sê. Wat die breinmense aanbetref, die coloreds, soos wat Jack Miller gesê het, hulle en die Kozas moet uit, sou ek nie verwag het dat hulle die breinmense as 'n proxymag identifiseer van die Oosblok, noem dit maar so nie. Maar, wanneer 'n polarisasie plaasvind, en in hierdie politiese klimaat wat ons nou is, en polarisasie, kan so iets baie vinnig gebeur, en is dit vir my 'n baie interessante uitlating om die breinmense saam met die Kozas in 'n groepering te plaas, wat jy sê moet die Wes-Kaap verlaat, né?
So ek dink dis vir ons almal dan bevestigend wanneer jy hierdie tipe uitsprake begin sien, dan sien jy mos, hoekom wil jy nou ewe skielik? Hoekom sê jy nou ewe? Hoekom kom daar hierdie tipe inligting nou ewe skielik na vore wat sê Khoisas en breinmense is immigrante in die Wes-Kaap. Hulle moet uit die Wes-Kaap uit. Dis in kort wat gesê is in 'n raadsvergadering volgens berigte in Kaapstad. En dit sluit mos nou presies aan by hierdie proxy voorspelling, ek weet nie 'n voorspelling noem nie, projeksie, want dit is nie 'n profesie wat ek vir u gesê het, dit is 'n projeksie, fisies, op die feite, op waar ek gesien het die FSA hulle militêre oefeninge hou, wat die inslag van hulle militêre oefeninge was, wat hulle geoefen het, in watter hawens, het vir my boekdele gespreek. Is nie baie moeilik nie, maar ja, sekerlik uit my inligtingsagtergrond, met die verwerkingsagtergrond en opleiding wat 'n mens het, is daar sekerlik sekere eienskappe en tekens wat jy fyner oplet en meer daarin lees. Maar ek wou net vinnig met u hierdie deel, waar hier nou die eerste keer deur 'n leierstipe figuur in 'n raadsvergadering wat 'n leiersgroeperingsvergadering is, so 'n uitlating dan nou volgens berigte gemaak is, dat hier die Khoisas en die breinmense is immigrante in na die Wes-Kaap toe, hulle moet uit. Met ander woorde amper soos 'n ethnic cleansing, as ek dit so kan noem. En dan is die eenvoudige afleiding mos, ja, die FSA in Brittanje gaan fokus op die Kaap, soos wat ek al vele kere vir u gesê het, en daar moet nou begin voorbereiding gemaak word en gedoen word om die proxy magte binne in daardie area gelief en eerder en graag uit wil hê. Want as jy dan daai wat jy identifiseer as potensiële proxy magte vir jou vyand en jou opponent, wat die Oosblok is, China, by name, en andere. Ja, ek gaan nie nog detail gee van ander lande nie, wat baie betrokke was by Al-Shabaab in Mosambiek, maar kom ons gaan nie in te veel detail in nie. Hoe dit ook al sê, ek dink die eenvoud vir u en vir my, om hier in te lees, is dat vir die eerste keer kom 'n ou op 'n raadsvergadering, en hy sê, hierdie bevolkingsgroepe, die Khoisas en die breinmense, is immigrante hier, hulle moet uit die Wes-Kaap uit. Dit, dink ek, is absoluut logies, voor die hand liggend, bevestigend vir die projeksies wat ons in die verlede gedoen het, is dat die Kaap is die wegspringpunt van die Weste, van waaraf hy sy proxy geveg sal voer, en onthou, dit gaan u in konflikte plaas. Wat dink u die Khoisas gaan nou in die taxi's klim en terugry Oos-Kaap toe? Dink u die kleerlinge gaan nou ewe skielik besluit, o nee goed, Jack Miller, volgens berigte, het gesê ons moet gaan, so ons gaan, ons pak môreoggend en ons gaan. Nee, verseker nie. En dit gaan gepaard gaan met verset en fisiese geweld, wat Suidlanders al so lank vir u sê. Dit gaan in fisiese geweld omsit, dit gaan in konflik omgesit word, wat die profete, moderne profete, Bybelse profete, by name Sefanja 3, Joël 2, vir ons so mooi in detail duidelik met ons deel en dit beskryf, en hierdie mooi inkleer. So dis die eerste wat ek net met u wou deel, is hierdie eerste uitlating, wat ons nou op sosiale media kan sien, wat absolute aanduiding is, van die voorbereiding, en dan nou wat sal lei tot konflik, uit die aard van die saak. So groot konflik wat kom, en hierdie is 'n baie belangrike feit, om na te kyk. Goed, dan die tweede een gaan ek vinnig vir u 'n video speel, oor Malema, en dan net daaroor ook vinnig vir u iets sê. Mr. Malema, you spoke a lot about your safety, especially given the utterances that were made by Mr. Trump. We see also an increased number of security. Are you really fearful for your life? And secondly, just to speak about how do those utterances by Mr. Trump, how do they affect the EFF, especially going into the local government elections? Well, I'm not fearful. As a revolutionary, part of being killed is one of those honors you must wear with pride. But I'm not going to be reckless. When he says to Ramaphosa, why is this man not in jail? Why are you not arresting this man? He simply means, why are you not killing this man? Because this man wants to kill white people. That's what he believes. And imperialism, especially the USA, it makes such remarks meaning something different. If you remember how they killed Gaddafi, they said no-fly zone and any other necessary means
in Libya. And that meant Gaddafi is going to be killed. And that's how they took care of that situation in Libya. So we know imperialism killed. The president of South Africa was unable to defend the constitution of South Africa to say, this thing that you are accusing him of and saying to us we must arrest him. Firstly, we are a constitutional democracy and we are governed by the rule of law. The judiciary has expressed itself on this matter, including the highest court in the land. Goed, u het nou die video gekyk en ek herinner u aan 'n video wat ek gemaak het, ons gemaak het 3 weke gelede wat die opskrif gehad het sluipmoord 'n opsie, waar ons maar net gesê het die weste gebruik sluipmoorde gereeld. Ons het dit gesien in die Balkanstate, ons het dit gesien in Amerika self, ons het dit gesien in Libië, ons het dit gesien in Irak met Saddam Hussein, met Gaddafi in Libië. Ons het dit gesien as Bashar al-Assad nie betyds gevlug het nie, dan was hy verseker definitief dit soos Gaddafi en Saddam Hussein dit ook nie gemaak nie. So, en ek het die video gemaak, gaan kyk hom maar gerus. Ek gaan nie in daai detail weer alles ingaan nie, maar dis 'n metode. En ek het ook vir u genoem dat daar is profeseë wat daarby kan aansluit, by so 'n tipe scenario. En nou baie interessant, ek het vir u gesê die tweede een gaan ook wees die bevestiging van die verwagting. Ons moet besef en verstaan dat die weste kan, wanneer hulle 'n individu identifiseer wat vir hulle kopseer is, wat vir hulle 'n stok in die wiel is, wat vir hulle 'n probleem is, of nie net 'n probleem is nie, maar miskien wil hulle die revolusie hê en is so 'n persoon die aangewese is so aksie in terme van 'n sluipmoord die aangewese metode, meganisme om dan 'n revolusie tot stand te bring en dan Suid-Afrika te destabiliseer. Ten einde hierdie geveg tussen die Oosblok en die Wesblok oor Suid-Afrika. En ek dink hier is maar net weer bewys en bevestiging waar die joernalis van sê, jy het ewe skielik nou jou sekuriteit verhoog, u het Malema self uitgehoor. Ek het in 'n mate respek in die opsig dat hy sê, as a revolutionary, part of being killed is one of those honors you must wear with pride. So ja, dit lyk nie of hy te gou skrik nie, en daarvoor kan ek vir vriend en vyand kan 'n mens die nodige respek betoon. Hoe dit ook al sy, hy het sy beskerming opgeknap. Hoekom? Wat het hy gehoor? Wat het hy geweet? Jy moet verstaan en besef dat die EFF het baie goeie koneksies internasionaal, sowel as intelligensieagentskappe in Suid-Afrika, baie goeie koneksies. Ek sê dit vir spesifieke rede. Die EFF het baie goeie koneksies in ons inligtingsagentskappe van Suid-Afrika. En nou gaan Malema en hy verhoog sy beskerming en wat daarmee saamgaan. So wat is sy verwagting? Hy het dit gesê vir u op die video. So ek dink dis net 'n bevestiging dat ons projeksie en die moontlike en die potensiële verwagting van so 'n scenario, wat ek sê daar's profeseë wat op dit kan dui. So 'n scenario nou in die vlees sien ons nou binne 3 weke na die video van sluipmoord 'n opsie, sien ons het sekere revolusionêre leiers, by name Malema, het hy sy veiligheid en sy sekuriteit verhoog, en hy het self geluister wat hy sê. Die derde baie belangrike ding wat ek net vinnig met u wil deel, en dit is dat ek wil dit graag terug verwys na David Wilkerson, waar David Wilkerson, ek glo daardie gesig wat rondom 40 jaar gelede gesien is oor Suid-Afrika, en dat daardie gesig deur Oudtshoorn daar in die Weskaap aan my oorhandig is en gesê het, Gustaf, ek was 'n student gewees op Stellenbosch Universiteit, toe iemand hierdie gesig van David Wilkerson in my hand gedruk het, en vir my gesê het, lees hierdie. En ek dink, nou is die tyd wat dit baie relevant word. En ek wil u net op die stukkie wys van sy profesie, waar hy sê, behalwe die geweld wat gaan uitbreek en alles, het hy gesê, God's Spirit will speak to many of his children to flee. Then the doors will be shut, and those who stays behind will have to know the Lord in a very intimate way, to see them through the bloodshed, the horror and the strife. Nou ons sien nou hierdie proxy.
Ek sê weer vir u, dink u die Khoisas gaan die Kaap nou net verlaat en sê nee, goed, Jack Miller het gesê ons moet gaan. Ons is immigrante, ons aanvaar dit, Jack. Jammer ons, dankie vir die tydjie wat ons hier was en ons hier kon werk of nie, wat ook al, ons gaan nou terug. Nee, verseker nie. En dan daai nie gaan omsit in konflikte waarin u betrokke gaan wees, midde-in gaan wees, tussenin gaan wees, waar voedsel nodig is, 'n skuiling nodig is. En u weet waar die polarisasie staan. U weet hoe die haat op hierdie stadium in Suid-Afrika en wêreldwyd gedryf word, maar veral in Suid-Afrika. So, wanneer die Gees op u hart druk, en dis die derde baie belangrike punt. En al wanneer die Gees dit op u hart sal druk, kykers en luisteraars, is wanneer u 'n verhouding met ons Skepper het. Wanneer u, soos die Engelse King James sê, hom tenderly liefhet, innig liefhet. Soos die Hollandse vertaling sê, hom omvou met die liefde. Wanneer u daardie verhouding met God het, deur sy Seun, sy Gees, wat hier is, met ons, in ons, saam met ons, om ons te troos, te lei in alles wat nou kom en reeds gebeur. Jy sal moet so intieme verhouding met die Vader hê, sodat jy sy Gees dan sal hoor. As jy nie daardie intieme verhouding het nie, dis logika, gaan u sy Gees nie hoor nie, want u het sy Gees nie toegelaat nie, nie ingelaat nie, nie geleef, heiligmakend geleef nie. So dis baie belangrik, om heiligmakend te leef, om terug te keer na Gods woord, om terug te keer na ons Skepper toe, want in daai terugkeer, sê hy in die Bybel, daarin lê julle redding, daarin lê julle herstel. Sien het dit ook gesê, ons sal kom by 'n verootmoediging, en van daar af sal ons dan, en is nie 'n geforseerde een nie, dis 'n verootmoediging, wat op die Vader op die regte tyd sal kom. Daar is so baie mense wat ek sien, profesie ken en verstaan, maar ek kry die gevoel, dit wil geforseer word. Hier's wat die profesie sê, ek moet dit doen. Hier's wat die profesie, ons moet soontoe of ons moet die of daai, ons gaan soontoe of die of daai. En dis fataal. Dit is fataal. Die profesie sal op die Vader se tyd gebeur. En daar's nog heel wat gaan gebeur binne die profesie. So, om net terug te kom, die derde baie belangrike punt. Het 'n verhouding met die Skepper, deur sy Seun en sy Gees, ons ewige koning, saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Want dan sal u die moontlikheid hê, die kans hê, die waarskynlikheid hê, om die Gees te hoor, wanneer die Gees vir jou sê, vlug. God's Spirit will speak to many of his children to flee. En dan, saam met hierdie derde belangrike punt, is dit belangrik om te bid en vra, Vader, wanneer die Gees dit op my hart druk, gee my die krag om die besluit te neem, om te vlug. Want dit is 'n moeilike besluit op sigself. Want dis hoekom Lot se vrou omgekyk het en 'n soutpilaar geword het in die Bybel. Sy het omgekyk. Terwyl haar gesê is, moenie omkyk nie. Wanneer die Gees vir jou sê, vlug, daarmee sê ek nou nie, jy moenie omkyk nie, menende net, wanneer die Gees vir jou sê, vlug, dan moet jy vlug. Dit beteken, jy kan nog in die werk wees. Dit beteken, dit kan gepaard gaan met begrafnisreëlings, of 'n groot staking, of wat ook al, hoor maar wat ek sê, en dit raak stil en is 'n stilte, en dis moeilik vir jou, om hierdie, wat die Gees nou op jou hart druk van, ek moet nou gaan. En dan gaan Suidlander Noodplan nog nie ingetree het nie. Die adviesraadslede van elke provinsiale leier wat hom adviseer, gaan geen rede hê om te sê, ons moet nou na fase 1 toe gaan nie. Want dit gaan die Gees wees. So ons moet daardie deur verstaan. Ons moet daardie beginsel en konsep verstaan. Dat ek sê, so wat sê ek vir u in hierdie derde, baie belangrike punt. Dis dalk die belangrikste. Ek sal eendag oor dit meer uitbrei. Leef 'n lewe in harmonie, in 'n verhouding met u Skepper. Dan sal hy tot u gees spreek en sê, vlug nou.
Waarheen gaan u nou vir my vra, want Suidlanders se fases het dalk nog nie, of dalk al op plekke geïsoleerd begin plaasvind. Hierdie is 'n baie veranderlike toestand, want dit is 'n revolusie. Movement is life, is sy slagspreuk. So, maar nou druk die Gees dit op my hart. Dan moet u seker wees, u het nou al gereël vir familie, vir vriende, of 'n vakansieoord in die platteland. Hoe dit ook al sy. Dan moet u bid dat die Vader u die krag sal gee om gehoorsaam te wees aan sy Heilige Gees se roep om te vlug. Sodat u dan die krag sal hê wat die Vader vir u gee en sê, ek kan nie glo ek moet nou gaan nie, maar ek het 'n verhouding met u. Dis die antwoord wat ek hier gekry het en ek gaan. God's Spirit will speak to many of his children to flee. Then the doors will be shut. David Hoggles het dit ook van 'n kort stilte gepraat. Ons sien dit ook van 'n kort stilte gepraat. Hulle praat selfe taal. So, hoe dit ook al sy. Dis die 3 punte wat ek vandag op hierdie video net gou met u wou deel. Die eerste een was maar net die bevestiging van die proxy magte waar jy nou al vir ouens wat jy weet gaan vir die ander kant veg, sê julle is immigrante in die Weskaap gaan uit. Dis so duidelike bewys van die rigting van gebeure, die traject van hierdie gebeure, dat ons baie akkuraat in ons projeksie is. Dis 'n bevestiging daarvan. Malema, die opsie van 'n sluipmoord bestaan. Anders sou hy nie sy sekuriteit opgeknap, uitgebrei, verbeter het nie. En dan die derde een is, maak seker u verhouding met die Skepper. Bou aan dit, werk aan dit, belê in meer as enigiets anders daarin. Want dit is, soos die Engels sal sê, jou lifeline. Dit is waar die Gees in jou hart sal druk en sê, nou moet jy gaan. En of jy na 'n vakansieoord toe gaan, of vriende, of familie, hoe dit ook al sy, dan bid dat jy die krag sal hê om gehoorsaam te wees. Want daar was al situasies in u lewe, in my lewe, waar ek gehoorsaam moes wees. En meeste van daai kere was dit moeilik om gehoorsaam te wees. Baie moeilik. Ek kan insidente vertel van 2 jaar gelede, waar ek gehoorsaam moes wees. En swaar was vir my om te begryp. Swaar was om te verstaan. Swaar was om te doen. Maar ek is vandag dankbaar, want ek het genoeg daarna gesien om te sien dit wat die Vader gesien het, wat ek nog nie gesien het nie. So prys sy groot en heilige naam. U moet 'n pragtige week hê tot 'n volgende keer. Ons praat weer. Totsiens.